Hierdie week bietjie afskop met ek wil amper sê 'n nuwe hoofstuk, as ek dit so kan stel. En die idee is, ons het nou deur Romeine gewerk en Paulus het daar die fondasie gelê van wat dit is om 'n kind van die Here te wees, wat ons moet doen, wat God van ons verwag. En my plan is om deur die volgende paar weke bietjie te kyk na wat gebeur na ons tot bekering gekom het. Die fondasie is nou gelê, maar nou moet ons nou weet as kinders van God, watse aspekte is daar aan Christen wees? Wat word van ons verwag as Christene? Wat kan dalk oor ons pad kom as Christene en as sekere dinge oor ons pad kom, hoe hanteer ons dit as kinders van God? En dis vir my nogal belangrik want ek het al soveel keer gevind, mense kom tot inkeer, hulle gee hulle lewens vir die Here en daarna word hulle amper vir die wolwe gegooi. En daar's nie riglyne nie, daar's nie ondersteuning nie, en as die stampe en die stote van die lewe kom, vou ons baie keer, want ons het nooit hierdie ondersteuningsbasis gekry nie. Nou ek wil bietjie kyk na, hoe gaan ons nou maak as kinders van God vorentoe? En veral in die tye wat ons leef, dink ek kan julle nogal agterkom, die wêreld is nie baie geliefd vir jou as jy jouself 'n kind van God noem. En dit is vir my so belangrik dat ons onsself nou begin bewapen, dat ons geestelik sterk kan word, vir as die aanslag kom, ons nie die knie gaan buig nie. So ek gaan vandag begin by wat hulle noem van die korter evangelies. Daar is so 'n hele paar van hulle, ons sal kyk na boeke soos Petrus, Jakobus, Judas, en die waarhede wat hulle leer en die briewe wat hulle vir die gemeentes geskryf het, is al soveel lesse om in te leer wat van toepassing is op ons vandag. So ek wil vandag begin by die boek van 1 Petrus. So vir die van julle wat julle Bybel sê, julle kan ons langs so toe gaan, maar ek gaan eers vir julle so 'n bietjie agtergrond gee oor die boek, dat julle verstaan wie die skrywer was, waaruit hy geskryf het, hoekom hy hierdie boek geskryf het. Nou uiteraard, as ons sê dit is die apostel Petrus, dan word die boek toegeskryf aan die apostel Petrus. Hy was die outeur gewees of die skrywer van die brief. Daar was al mense wat so bietjie, as jy nou diep in dit ingaan, dan is daar sekere teoloë wat nou sê, dalk was dit nie hy nie, want die tipe Grieks wat hy gebruik het, en. Maar as jy nou weer aan die ander kant kyk, hy sou 10 teen 1 'n redelike geleerde man gewees het. Hy was 'n middelklas visserman, so hy was nie, ek wil amper sê, iemand wat nie kennis gedra het nie. So ons vat dit as Petrus was die skrywer van hierdie boek, of die apostel Petrus gewees, en hy het waarskynlik hierdie boek geskryf in die tyd van koning Nero. So vir dies van julle wat dalk bietjie kan onthou, ek het in Romeine vlugtig verwys ook na Nero. Nero het Christene absoluut gehaat. En daar was ook gevalle gewees waar dinge gebeur het wat hy op Christene blameer het en Christene uitgemoor is onder sy reign, want hy het hulle so verpes en hy het baie van sy foute wat hy gemaak het op Christene geblameer. So Petrus lewe in 'n tydperk waar baie mense baie hard teen Christene was. Dan sal julle ook sien, Petrus sal baie keer verwys na Babylon. Nou in hierdie konteks is Babylon Rome. So as hy praat van Babylon, het hy 10 teen 1 hierdie brief geskryf aan heidense Christene wat in Rome was. Dit sal nou ons wees, ons is die heidense Christene. So hy het hierdie brief geskryf en wat hy gedoen het is, hy het dit na verskillende provinsies toe gestuur binne in Rome. So julle sal sien byvoorbeeld, hulle praat van Christene in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. So hierdie is nie lande gewees nie, dit was provinsies. So hy het een ouetjie gehad, sy naam is Silvanus, hy het vir hom hierdie brief gegee, en dan het hierdie brief nou gegaan van een gemeente na die ander toe, want hulle het nou nie noodwendig soos ons groot kerke gehad nie, dit was meestal huiskerke, en hy het dan nou hierdie brief nou, hulle reken die manier, of die volgorde wat hierdie provinsies genoem word, is die volgorde wat Silvanus nou hierdie brief namens Petrus sou gevat het. En die mense wat hierdie brief ontvang het, soos ek gesê het, heidense Christene, dit is mense wat uit paganistiese agtergrond gekom het, tot inkeer gekom het, die evangelie gehoor het, hulle lewe vir die Here gegee het. Nou, die een ding wat julle gaan sien, Petrus baie oor praat, is die mishandeling waardeur hierdie Christene gegaan het. Nou, dit was nie noodwendig altyd fisiese mishandeling gewees nie, maar julle sal sien, hy sit baie klem op verbale mishandeling, bespotting en diskriminasie. Hulle was uitgejou gewees, en as ons kyk die tye waarin ons vandag leef, is jy amper te bang om te sê jy is 'n Christen, want dan is jy outomaties klaar ou wat haat spreek, jy het nie liefde nie, jy dit en dat.
So die tipe dinge waardeur hulle gegaan het, is baie soortgelyk aan die tipe dinge waardeur ons gaan, en as ons nog nie so erg deur dit geaffekteer word nie, kan ek julle vandag waarborg dit kom. Die wêreld gaan ons as kinders van God al hoe meer en meer, wil ek amper nou die waardewoord gebruik, hulle gaan ons meer en meer begin haat. So baie van hierdie Christene skryf Petrus die brief, en sy tema aan hulle is, dat julle wat in julle geloof volhard, terwyl hulle vervolging en lyding verduur, behoort eintlik met hoop vervul te wees, want hulle sal sekerlik die eindtydse verlossing ontvang. So hy skryf hulle en hy sê, weet julle, hierdie tydelike dinge waardeur julle gaan, hierdie moeilikheid waardeur julle gaan eendag God se verlossingsbeloftes ervaar, want onthou, Jesus Christus het dalk gesterf, maar hy het weer opgestaan. En so sal ons as kinders van God ook eendag weer opstaan. So dis 'n baie positiewe brief eintlik in baie moeilike omstandighede wat hy vir hulle skryf. En ek sê net gisterand vir Simon, terwyl ek so besig met hierdie dinge, besef ek weer hoe die Here baie keer met my gepraat het. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na ons geloof. Wat maak ons as die stryd by ons is? Hou ons geloof of begin ons God te bevraagteken? Nou, een van die temas wat uitstaan in die hele brief, ek gaan dit nou sommer vandag noem, hoef ek nie elke week te noem nie, is, hier was Christene wat ter wille van Christus gelei het, maar hulle sal uiteindelik verheerlik word. Die kerk van Christus is die nuwe tempel, die nuwe Israel en die nuwe volk van God. Gelowiges moet hulle hoop vestig op hulle toekomstige erfenis. Ons gaan baie na hierdie ding spesifiek kyk. Ons sal so gereeld geleer word, maak by mekaar hierso, en dan sê Petrus hier vir ons, julle, hierdie gaan tot niet gaan. Hierdie goeders gaan weggaan, maar dit wat ons in God het, is vir ewig. En dan sê dit ook vir ons Christus se lyding dien as 'n voorbeeld vir sy disippels. Ons hou nie altyd daarvan om hierdie gedeelte te hoor nie. Ons hou nie altyd daarvan om te hoor, maar Paulus het dit ook geskryf waar hy gesê het, hierdie verdrukking waardeur hy gaan, vat hy, want dit herinner hom aan dit waardeur Jesus Christus gegaan het. Al is dit net 'n bietjie. Dis net 'n klein bietjie. En dan sê dit, deur die opstanding het Christus sy vyande getriomfeer, en Christene moet regverdig leef in hulle huise en in die samelewing. Ons moet met voorbeeld leef. En dan die nuwe lewe in Christus is die grondslag vir 'n lewe, en luister mooi, van liefde en heiligheid. Ons moet strewe om in liefde te lewe, en dan moet ons strewe na heiligmaking. 'n Laaste paar dinge wat ons gaan leer oor die volgende paar weke is, Christene moet ter wille van Christus lyding verdra. Ons moet kyk na Christus se lyding en uitsien na die voltooiing van verlossing met sy wederkoms. So as ons vir 'n korte tydjie deur 'n moeilike tyd gaan, onthou net wat wag vir ons aan die einde. En dan het ek hier geskryf die slotsom. Die eerste brief van Petrus is 'n skrywe wat daarop gemik is om gelowiges te bemoedig wat lyding, vervolging en sosiale verwerping ervaar. En Petrus herinner Christene aan hulle identiteit in Christus, hulle lewende hoop en hulle roeping tot 'n heilige lewe terwyl hulle uitsien na die wederkoms van Jesus Christus. Daar is 'n groter prentjie vir ons as kinders van God om na te kyk. Die probleem is ons word so vasgevang in ons omstandighede dat ons versuim om op te kyk na God. En eintlik sê Petrus vir ons, hoor julle, kyk na dit wat kom. Die beloning wat ons gaan kry op die uiteinde van hierdie hele saak is baie groter as enige vervolging waarheen ons nou gaan. So as julle wil, kan julle vir my blaai na 1 Petrus 1 vers 1 tot 5 toe. En dit sê vir ons, Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, en die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou eerstens, soos ek vir julle gesê het, hierso identifiseer Petrus homself. Ek is 'n apostel van God en ek skryf dit vir julle. En een van die teologiese temas wat ons hierso sal raak sien, heel in die begin is, hy praat van die uitverkore vreemdelinge.
En eintlik wat hy sê is ons is in die wêreld, maar ons is nie meer van die wêreld. Ons as Christene is eintlik uitverkore vreemdelinge. Want ons moet uitstaan in die wêreld. Ons moenie soos die wêreld wees nie. Ons moenie soos die wêreld praat nie. So hierso praat hy nie van 'n letterlike ballingskap soos Israel nie, maar hy maak die vergelyking. Ons as Christene mag soms voel of ons in ballingskap lewe, want ons tuiste is nie in hierdie wêreld nie. Ons voel nie tuis in hierdie wêreld nie, want hierdie wêreld is korrup, hierdie wêreld is vuil, en dan sê hy vir ons, maar julle, daar kom 'n erfenis. Hierdie is die huidige lewe. Hierdie bose wêreld is net tydelik, maar onthou een ding, soos wat Israel God se uitverkore volk was, sê hy nou vir jou kind van God. Jy word ingetrek as my uitverkore volk. Dis eintlik spesiaal, want hy sê vir ons, hoor die eendag, is daar so 'n groot loon wat vir ons wag, vir ons wat in die Here is. En dan verwys hy hierso nogal, julle sal baie keer hoor, ouens wat nou groot woorde wil gebruik, sal praat van die diaspora Jode, en dit is die ouens wat uitgesprei was. En hy sê dis dieselfde met ons. Ons is nou soos die Jode wat uitgesprei is oor die hele wêreld, maar ons het 'n taak wat uitgesprei is. Ons taak is, terwyl ons uitgesprei is tussen die wêreld, deur die wêreld, is ons moet die evangelie gaan verkondig en die mense vertel van God Drie-enig. Want God Drie-enig het 'n verlossingsplan vir sy volk. En dan sê hy ook iets wat vir my eintlik so mooi is, hulle is op God se volk op grond van sy voorkennis. Wat vir jou wys daarso die Here weet alles. Hy weet die verlede, hy weet die toekoms en hy het geweet, jy gaan jou lewe vir hom gee of jy gaan nie. Want by God is alles bekend. Dis eintlik vir my so kosbaar. Hy het die voorafkennis gehad, wie gaan aan hom behoort en wie gaan nie. In die heiligmaking van die Gees verwys na die bekering of die geleidelike groei in die Christelike lewe of moontlik beide. En wat dit beteken is, ons kom tot bekering, dan sê die Here vir ons, ons moet 'n strewe hê na heiligmaking. Jy gaan nie op die oomblik perfek wees nie. Julle, dit is onmoontlik. Die perfekte Christen bestaan nie. Die foutlose Christen bestaan nie. Maar dan sê die Here vir ons, jy moet 'n strewe hê na heiligmaking. Daar moet 'n verandering in jou lewe wees na jy tot bekering gekom het. Jy kan nie vir my sê, ek dien die Here, ek het my lewe vir die Here gegee, maar as mens het ek nie verander nie. En as mens wil ek nie verander nie, want dan sit jy met 'n probleem. Want as jy vir my sê, jy die Heilige Gees van die lewende God wat binne in jou is, moet jy strewe daarna om 'n verandering te ondergaan. Wees heilig, want ek is heilig. Strewe daarna om te sê, Here, ek wil nie meer die ou mens wees nie. En wat so kosbaar is, as jy dink, hy praat hierso van die besprinkeling met die bloed, dan verwys dit na Jesus se kruis. Daai bloed wat gegiet is vir ons, en daai bloed wat ons skoon gewas het. Daai kosbare bloed van Jesus Christus. Nou in die volgende gedeelte verwys hulle na die hoofdeel van hierdie brief. Verwys Paulus daarna, Petrus, ek is vasgevang met Paulus vandag, dat gelowiges is 'n nuwe lewe gegee, en ons toekomstige, julle, dit is vir my so waardevol, ons toekomstige heerlikheid is gewaarborg. Weet jy hoe baie gelowe is daar buitekant wat hulle toekomstige is nie gewaarborg nie. Daar sekere gelowe wat vir jou sê, die dag wat hulle nou waar ook al hulle hemel nou sien of kan hulle nog hulle saligheid verloor. En Petrus sê vir ons, julle, dit is gewaarborg. As jy in God is, jy is gewaarborg van dit. Jy het 'n vrede in jou hart, want jy weet, God is genadig en hy is soewerein. En hy het ons as sondaars 'n nuwe lewe gegee. Julle, ons het 'n onwankelbare geloof in die toekoms wat kom. Jy hoef dit nooit te betwyfel nie. As jy jou lewe vir die Here gegee, dan weet jy het jou erfenis by hom eendag. Jy is vrygekoop en niks op hierdie aardse bestaan kan daai erfenis vernietig nie. En dan wat vir my so mooi is, dan sê dit Petrus rig sy lesers se gedagtes op wat in die laaste tyd geopenbaar sal word. En hulle sal beslis hierdie toekomstige verlossing ontvang, want God beskerm hulle deur sy krag en deur hul geloof tot die einde toe. Nou as ek nou kyk hoe Petrus hierdie brief van daai klomp skryf, dan dink ek, hoe van toepassing is dit op ons vandag? Want die wêreld waarin ons lewe, begin ons al hoe meer en meer te haat. Ons is veronderstel om al hoe meer en meer ontuis te voel in hierdie wêreld waarin ons lewe. Ons moet meer en meer ontuis voel as ons aan die propaganda kyk wat om ons aangaan, want ons waardes is veronderstel om te bots
met die waardes van die wêreld. Ons waardes kan nie dieselfde wees nie, want God se waardes is baie hoër as hierdie wêreld se waardes. Die goed waarna ons kyk, die goed waarna ons strewe, sê eintlik ons moet vervreemd wees, soos die uitverkore Jode daai tyd, want hierdie wêreld is nie in lyn met God se woord nie. Die probleem is, as jy as Christen vir my sê, jy lewe gemaklik in hierdie wêreld, het ons bietjie van 'n probleem. Ons werk as Christene is, die Here het ons versprei. En nou wil ek vir julle moet opreg en eerlik met jouself wees. Hoe gereeld evangeliseer jy? En vertel vir die wêreld van Christus. Nie tussen jou vriende en jou familie nie. Nie tussen die kerksmense nie. Hoeveel van ons kan vandag werklik sê? Elke geleentheid wat ek kry, wil ek die wêreld vertel wie Jesus Christus is. Of is ons te bang vir die reaksie wat ons gaan kry? Is ons te bang vir die kritiek wat ons gaan kry? Is ons te bang ons word uitgejou? Paulus, kan ek ophou met dit? Petrus herinner ons aan 3 groot waarhede. Jy as kind van God, hy sê hier vir ons wie jy is. Hy sê vir jou wat God vir jou gedoen het. En hy sê vir jou hoe jy veronderstel is om te lewe as gevolg van dit. Ons fokus moet God en God alleen wees en wat hy in ons lewens verander het. As jy bang is vir die wêreld wat jou gaan uitjou, gaan vandag op jou knie en sê, Here, gee vir my die krag. Ek wil asseblief uitgaan en vir die wêreld gaan vertel wat hy is, want hierdie wêreld is donker en hy kort God. Petrus wys vir ons van die werk van die drie-enige God in hierdie gedeelte. Die Vader het ons uitverkies. Die Gees sal ons heilig en die Seun het sy bloed vir ons gegee om ons te reinig. Dit was 'n kosbare prys gewees om te betaal. Julle, as ons kyk wat Jesus Christus vir ons gedoen het en God sê vir ons hierdie werk sal volëindig word en ek sal julle in my hand hou, kan ons nie anders as om opgewonde te raak en te sê, Here, omdat ek weet wie U is wat die wêreld gaan vertel. Ek wil die wêreld bereik met U mooi, skone evangelie. En al voel ek soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld, kan ek nie vergeet dat God my liefhet. God gee vir my die krag en God se genade is vir my genoeg. Want my uiteindelike tuiste is baie beter as hierdie wêreld. Daar's niks in hierdie wêreld wat jy vir my kan gee wat ooit sal opmeet net 'n titseltjie van wat dit gaan wees om in God se teenwoordigheid te wees nie. En in hierdie week lees ek nou en ons het gisteraan daaroor gepraat, die rykste man ter wêreld, die eerste triljoenêr. Hy kan alles hê. Bankrekeninge vol geld, elke huis, elke besitting wat sy hart begeer, maar sonder God het hy eintlik niks. Weet julle, die Here wys vir ons in hierdie eerste gedeelte van Petrus dat wedergebore kinders het 'n lewende hoop, want ons hoop is nie gebaseer op ons omstandighede. Ons hoop is nie gebaseer op dit wat om ons gebeur nie, want ons hoop is op 'n lewende God. Ons hoop is op wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En julle weet die feit dat Jesus Christus se graf leeg is, wys vir ons het 'n veilige toekoms by hom. Daai opstanding het dit vir ons gewaarborg. Ons het 'n onverganklike erfenis en weet julle dis kosbaar as jy hoor hoe Petrus dit beskryf. Onverganklik, dit kan nie vergaan nie. Dis onbesmet, dit is skoon. Dis nie vervuil deur hierdie wêreld nie en dis onverwelklik. Ons kan nie begryp wat daai erfenis vir ons inhou as ons die dag ons oë toemaak op hierdie aarde nie. Hy sê hier vir ons alles op hierdie aarde gaan vergaan. Alle geld gaan waarde verloor. Jou gesondheid gaan verswak, jou besittings gaan vernietig word. Jy besef alles wat ons so hard werk om nou by mekaar te maak, gaan iewers in 'n asblik opeindig. Dit gaan iewers op 'n skrootjaard opeindig. Alles wat ons so veg, want ons besittings gaan vernietig word en weet julle dit wat jy jou kinders nalaat gaan ook éventueel in 'n asblik opeindig. Maar die erfenis wat ons by God het, kan nooit verlore gaan nie, want hy bewaar dit vir ons. Vers 5 sê vir ons wat in die krag van God bewaar word. Ons hou nie onsself vas nie. God hou ons vas. Ons bewaar nie onsself nie. God bewaar ons, want hy is getrou. Wanneer die moeilike tye kom, wil ek julle vra, kyk verder as jou omstandighede. Wanneer die lewe begin druk, wil ek vir jou vra, kyk op na jou skat in die hemel. As jy nie daai skatte op die aarde het nie. Want ek kan vir julle sê, niks op hierdie aarde kan vir jou die vrede bring, wat God vir jou kan bring nie. Niks op hierdie aarde sal vir jou die genot gee, wat God vir jou kan gee nie.
En ek kan vir julle sê, geen besitting sal ooit meer werd wees as die genade van die Here Jesus Christus. Maak nie saak hoe hard ons werk in dit nie, maak nie saak ons probeer toemaak en bymekaar maak en beskerm nie. Maar dan wil ek ook vir julle sê, dit maak nie saak hoe sleg jou omstandighede lyk nie. Want God is en sal altyd met jou wees. As jy vandag verlore voel en jy sien nie 'n uitweg nie, wil ek vandag vir julle uiteraard sê, die Here gaan saam met jou deur dit. Hy is die een wat jou bewaar. Hy is die een wat vir jou veg. Jy veg nie alleen nie. God is nie 'n mens wat vir ons sal lieg nie. Die tweede gedeelte vandag is 1 Petrus 1 vers 6 tot 12 en hierdie voel ek in vandag se tyd is verskriklik van toepassing. Dit sê vir ons, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy toe vooruit getuig het van die lyde wat aan Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat met die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Nou hierso sê Petrus vir hulle, ek besef dat vreugde is baie keer vermeng met hartseer. Ek besef dat jy van kind van God gaan, soms deur 'n stryd gaan. Maar hy bemoedig hulle en hy sê vir 'n kort tydjie, hierdie aardse bestaan is soos mis voor die son. Ek sal so gereeld op begrafnisse sê, daar's 'n sekere gedeelte in die woord wat dit beskryf is so stoom op 'n koppie koffie. Dan is dit weg. En hy sê vir julle vir 'n korte tydjie in hierdie aardse bestaan gaan jy as kind van God bietjie lyding moet deurgaan. En as dit moet, gaan God jou dalk bietjie louter deur vuur. Maar onthou, dis nooit te vergeefs nie. Dis nooit verniet nie, want God het 'n groter plan agter dit. En dan sê hy vir ons die kosbare gedeelte vers 8 tot 9, dat hy sê vreugde is nie net vir die toekoms wanneer Jesus by sy wederkoms duidelik gesien sal word nie. Daai vreugde is nou al vir ons beskikbaar. Dis 'n vreugde wat uit God uitkom. Dis nie 'n vreugde wat uit besittings uitkom nie. Dis nie 'n vreugde wat 'n wêreldse vreugde is nie, maar dis 'n vreugde wat jou verstand nie kan getuig van nie, want dit kom van God. En hy sê vir ons, daai vreugde kom maar weet. Dit mag dalk moeilik wees. Dis vir my so kosbaar hier waar hy vir hulle skryf en hy sê, al het julle hom nie gesien nie, glo julle tog. Al het julle hom nie gesien nie, vertrou julle tog op hom. Here, dit is ons. Jesus het nooit in ons midde geloop nie, maar ons weet wie hy is, want ons het 'n kosbare skrif wat ons vertel presies wie hy is. Wat vir ons vertel presies wat hy vir ons gedoen het. En dan sê hy, verheug julle met onuitspreeklike vreugde. Want die eindresultaat hiervan is 'n ewige verlossing. Dis die voltooiing van God se werk. Julle, ons verstand kan dit nie altyd begryp nie. En dan vertel hy hierso wat vir my ook so kosbaar is, hoe die Ou Testamentiese profete getuig het van Jesus Christus. Vertel hy van Jesus Christus en wat hy gaan doen en hoe hy vir ons gaan sterf en dan is daar nog steeds mense wat vandag sê maar die Ou Testament en die Nuwe Testament het niks met mekaar uit te maak. Die Ou Testament het al getuig van Jesus Christus en vir ons gewys wat gaan gebeur en dan praat hy hier van daai kosbare Heilige Gees wat die Here vir ons gee. Die seëning wat ons het en julle besef hier vertel hy dat selfs die engele verlang daarna om ten volle te verstaan. Want net God kan dit begryp.
Hierdie is goeie nuus vir elke liewe kind wat homself 'n wedergebore Christen noem. Hierdie gedeelte vertel Petrus vir ons julle. Die beproewinge gebruik God om ons te suiwer. Hy sê nie vir ons daar gaan nie beproewinge wees nie. Hy sê die werklikheid van 'n Christelike lewe is, dit gaan gepaard met lyding. Dit gaan gepaard daarmee gaan dat jy nie populêr gaan wees nie. Dit gaan gepaard daar gaan dat mense jou dalk gaan uitkry onnodig. Dit gaan dalk gepaard daar gaan dat jy eendag 'n keuse gaan moet maak wat baie moeilik gaan wees. Want hy sê hierso, julle word nou indien nodig bedroef deur allerlei beproewinge. Wat vir my sê, 'n kind van God huil soms. Ek is seker daarvan as ek vandag vra wie van julle het al ooit gehuil na hy tot bekering gekom het, sal elke hand in hierdie gebou opgaan. Ons ervaar pyn. Ons ervaar teleurstelling. Van ons boeties en ons sissies word vervolg. Van ons word teleurgestel. Van ons word seer gemaak. Van ons word in die rug gestreek. Maar dan sê Petrus, julle onthou een ding, elke beproewing het 'n doel. Niks van hierdie dinge gebeur verniet nie. Soos goud deur vuur gesuiwer word, word geloof deur beproewings gelouter. Die beproewings moet jou geloof sterker maak, nie jou geloof verswak nie. Die Here sê vir ons, ek stuur vir julle hierdie beproewings, maar onthou een ding, vuur kan die ware geloof vernietig nie. Dit openbaar wat is ware geloof. Ek kan vir julle vertel, my vrou sal dit vir julle getuig. Ons is deur 'n rowwe week en dit voel partymal of alles om jou in mekaar sak. Ek sê eintlik net vanoggend vir 'n sekere persoon, jy was 'n ligpunt gewees na hierdie week. Hierdie week was rof. En my geloof word getoets en ek sê vir Simonay, is dit nie amazing hoe die Here sy woord bevestig nie? In steede daarvan dat ek my geloof, my vertroue verloor in God, plaas ek meer geloof en meer vertroue in God. In steede daarvan om kwaad te raak, die wêreld te vervloek, gaan ek op my knieë en ek sê, Here, ek weet U is in beheer. Here, ek weet wat U vir my beplan het, dis nie maklik nie. Dis nie lekker nie, want weet jy sit vandag dalk self in 'n moeilike plek. Jy is vandag dalk self besig om deur 'n stryd te stry en jy sien nie 'n uitkoms nie. Jy sit vandag dalk op 'n plek waar jy nie weet hoe gaan ek hier deurkom nie. Here, ek weet nie hoe gaan hierdie probleem weggevat word nie. Here, ek weet nie. Ek voel so alleen. Ek gaan vir julle gou-gou 'n waarheid vertel van predikante wat hulle nie sommer vir julle sê nie. Predikante huil agter geslote deure. Predikante huil waar my vrou dit nie sien. Ek sit gisterand in my studeerkamer na die mensies weg is by ons huis en Simon hy gaan klim in die bad en ek dank die Here vir 'n vrou wat vir 'n halfuur in 'n bad kan sit. En ek gaan nou op my punt maak my vrou. En ek trek my studeerkamer se deur toe. En ek gaan sit op my bank en ek huil. My vrou weet dit nie eers nie. Ek het 'n fenominale aand gehad gisterand saam met boeties en sissies by my huis. Ons het vir mekaar gebid. Ons het mekaar opgedra aan die Here. Maar ek huil daar. Want ek besef wie my God is. Ek besef wat God vir my gedoen het. Ek het besef gisterand dat al gaan jy deur hierdie stryd, het God jou nooit vergeet nie. Hy is besig om jou geloof te vorm vir sy heerlikheid. Hy is besig om in jou te werk tot eer en verheerliking van hom. En ek julle gou 'n waarheid vertel, die Here gaan jou dalk deur 'n stryd stuur. Sodat jy eendag terug in daai stryd kan gaan om 'n ander boetie daar uit te gaan haal. 'n Ander sussie daar uit te gaan haal. Die stryd waardeur jy stry, het die Here 'n doel mee. Hy stuur jou deur daai stryd dat jy kan getuig ek is daar deur. Ek kan jou deur dit help vandag. Want ek was daar. Ek weet hoe dit voel om stikkend te wees. Ek weet hoe dit voel om sonder hoop te sit. En weet julle, hierdie gedeelte sluit vir my so mooi aan by wat laas naweek gebeur het vir die van julle wat nie die nuus so volg nie. Hoofstroom Media sal glad nie hierdie vir julle deurgee nie. Daar's 22 Christene in Nigerië laas naweek vermoor in hulle huise. Deur islamitiese groepe. Ek vertel Woensdag hierso by ons bid hier dat ek sien 'n video van 'n Nigeriese man. Hy sit op sy knieë, sy hande is stikkend geslaan. Met 'n geweer teen sy kop, jy sien hoe die mense in die agtergrond lê. En hulle sê vir hom, al wat jy vandag moet doen is, jy moet net sê,
jy verloon Jesus Christus en ons laat jou gaan. Hy man sit en huil, maar hy pleit en hy bid, en hy verloor nie sy geloof nie. En ek besef op daai stadium, hierdie geloof word gelouter, en hierdie geloof is 'n getuienis vir ons. Ons kla as die banke ongemaklik is, ons kla as die kerk te koud is. Daai man sit op sy knie en hy weet sy lewe is op pad om te eindig. En daai is vir my so getuienis van ware aanbidding. My omstandighede is alles behalwe perfek, maar die God wat ek dien is, en dis vir my genoeg. Here, ons verstaan nie altyd hierdie dinge nie. Ons verstaan nie altyd hoekom hierdie dinge met ons gebeur nie. Ons verstaan nie altyd die aanslag nie. Ons verstaan dit nie, en dit is nie veronderstel om vir ons sin te maak nie. Solank dit vir God sin maak. Ek gaan gou vir julle een ding vertel. Die Here waarsku ons. Ons as kind van God. Psalm 116 vers 15. En dit klink nou dalk snaaks, maar hierdie is 'n bemoediging. Psalm 116 vers 15 sê vir ons, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Daar's nie 'n groter prys vir jou as jy sterf vir jou Here Jesus Christus nie. Julle weet, daai Nigeriese man het sy oë toegemaak op hierdie aarde en sy oë oopgemaak in die glorie van God. Ek kry gisteraand 'n video van 'n man wat doof is. En hy sê, dan kom soveel mense by hom en sê, ons is so jammer, jy is doofgebore. Hy sê, nee, die eerste stem wat ek gaan hoor is my God se stem. Besef julle wat so voorreg is dit vir my. Die eerste stem wat hierdie man gaan hoor is, hy gaan God se stem in die hemel hoor. Hy sê, ek is dankbaar, die Here het my doof gebore. Want die kosbare stem van my God wat ek dien is die eerste stem wat ek hoor. Hoeveel keer kyk ons na Here en ons sê, Here, maar hoekom? Hoekom? Daai man is doofgebore en hy sê, hou op. Hou op. Julle hoor die geraas van die wêreld, ek hoor dit nie. Die Here gaan sy eerste woorde aan my, gaan hy my roep en die eerste stem wat ek hoor is die God wat ek dien. Ons kry een stamp en stoot in hierdie wêreld en ons wil ons rug op die Here draai. En hy sê vir ons, kosbaar is dit in die oë van die Here, die dood van sy gunsgenote. Filippense 1 vers 21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek sit hierdie agter my, want ek is by my God. Julle, en hierdie is glad nie 'n aanslag op die voorspoedteologie nie, want ons weet dis onbybels. Hierdie is vir ons 'n waarskuwing waar die Here sê, jy gaan deur moeilike tye gaan. Jy gaan deur 'n stryd gaan. Maar ek sê dit vir julle, want ek het julle lief. Sodat julle julle geloof kan versterk in hierdie tydperk. Weet wie ek is. Julle, daar's geen kind van God wat nie deur 'n stryd in sy lewe sal gaan nie. Daar's geen kind van God wat nie beproef gaan word nie. Daar's geen kind van God wat nie op 'n punt gaan kom wat gaan voel, Here, maar hoekom? Asseblief kan hierdie verbygaan. Die probleem is, hoe hanteer ons God gegewe geloof as die planne nie volgens ons planne verloop nie? Wat is ons eerste reaksie as dinge nie uitwerk nie? Bevraagteken ons God of sê ons vir hom dankie? Dankie dat my geloof nou getoets word, sodat my geloof in U versterk kan word. Dan vat God se antwoord te lank en maak ons planne, en dan werk die planne nie uit en dan blameer ons God vir dit. In steede daarvan om net te besef dat God is nog steeds aan werk. Al voel jy alleen, al sien jy dit nie. Ons fokus is te gereeld op die aardse dinge. Ons fokus is te gereeld op dit wat verkeerd gaan, as wat ons fokus op God sit en die proses waardeur hy ons stuur. Ons sal so graag kyk na wat verkeerd gaan en eintlik sê die woord van God vir ons, dit gaan gebeur. Moenie nie jou fokus van die Here afhaal terwyl jy daar sit. Moenie na jou omstandighede kyk nie, maar kyk na God. En hy sê vir ons, julle strewe eerder na ware heiligmaking en vergeet van wêreldse sukses en aansien. As jou hartsbegeerte is dat die wêreld jou moet aanvaar,
is jou fokus op die verkeerde plek. As jou hartsbegeertes is, want hoe gereeld doen ons dit nie? Ons meet onsself teen die wêreld en julle, dit is al bewys. Wat doen ons as ons mense vir die eerste keer ontmoet? Ons vra vir hulle, wat doen jy vir 'n beroep? Hoekom? Want dit bepaal hoe ek jou gaan hanteer. As iemand vir jou sê, ek vee die strate, dan praat ek met hom soos iemand wat die strate vee. As iemand vir my sê, ek is 'n gekende dokter, dan praat ons met hom soos 'n gekende dokter. Ons soek die wêreld se aansien en die Here sê, jy weet in sy oë is ons almal gelyk. Dokter, straatveer, dit maak nie saak nie. God het ons almal gelyk geskape. Dis tyd dat ons as kinders van God so begin lewe. Dat ons na mekaar begin kyk as ons gelyke. Nie as mindere of as meer nie. En dan strewe ons na heiligmaking. Ons sit ons fokus op Jesus Christus en ons haal ons fokus van die mense, die omstandighede en die negativiteit van hierdie wêreld af. Julle, as jy een keer God se kind is jy kind van God. Dan begin lewe jy soos 'n kind van God. Dit help veel en ons almal doen dit. Ek sal sterf vir die Here, maar terwyl ek hier is in lewe ek nie eers vir hom nie. As jy nie bereid is om vir hom te lewe nie, kan ek jou beloof, jy gaan nie bereid wees om vir hom te sterwe nie. Om hierdie hele ding vir ons bymekaar te bring. Kinders van God vertrou op God. Want ons weet ons verlossing is duur gekoop. Kinders van God gaan hulle fokus op die Here sit en van die wêreld begin afhaal. Ons sal eerder begin fokus op dit wat die Here reeds vir ons gedoen het. Ons sal eerder begin fokus op die feit dat ons vrygekoop is. Julle, die vyand is lustig en die vyand is besig. En die vyand gaan uit sy pad uitgaan dat jy jou fokus van die Here afhaal. Die vyand gaan uit sy pad uitgaan om jou moeg te maak. Die vyand gaan uit sy pad uitgaan om jou te herinner aan wat verkeerd is en dan herinner jy hom aan wat reg is. Jy gaan soms met opset jouself moet herinner. Ek moes hierdie week my so in die oor gryp en sê, Roan, besef wie God is. Haal jou fokus van jou omstandighede af en kyk eerder na die Here toe. Dis nie veronderstel om altyd goed te gaan op hierdie aardse bestaan nie. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Die woord waarsku ons oor dit. Maar julle weet, daar's een dag, daar kom 'n dag waar ons eendag voor ons Skepper gaan staan. Dan maak alles wat in hierdie aardse bestaan was, alles wat in hierdie wêreld gebeur het, elke stamp en elke stoot gaan eendag vir jou sin maak. As jy vandag deur 'n stryd werk, weet jy's nie alleen nie. As jy vandag op 'n plek voel waar jy so alleen is, kan ek jou beloof, al ondersteun die mense om jou dalk nie. God is met jou. Hy stry hierdie stryd saam met jou. En ek kan vir julle sê, die Here sal daai stryd gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk. Petrus gebruik hierso die beeld van vuur. En ek seker almal van julle het al gesien hoe word goud gesuiwer. Deur die vuur gelouter, maar éventueel gaan goud vergaan. Hy sê vir ons geloof word deur beproewinge gelouter, maar die ewige loon is wat dit vir ons bring. Dit gaan nie vergaan nie. Die doel van ons beproewinge, julle, is nie om ons te vernietig nie. Dis om ons te suiwer. Dis om ons sterker in ons geloof te kry. Dis om valse geloof bloot te lê. Jy gaan partymal van jouself sien, hoor hierso, ek het gedink ek het meer geloof as wat ek het. Dis vir jou 'n goeie basis om vanaf te werk en te sê, Here, asseblief help my. Dat ek 'n geestelike volwassenheid kan begin ontwikkel. Want ek wil met daad en met voorbeeld lei. Ek wil nie net vir mense sê, glo en vertrou op die Here as ek dit self nie eintlik doen nie. Weet julle, ons maak die fout om soveel keer op ons eie insig te staat te maak, in steede daarvan om totaal oor te gee vir die Here. Ons maak die fout om soveel keer ons eie plannetjies te beraam. En as dit flop, ons kwaad vir God. Ek wil gou vir julle sê, die regering is baie hard aan die werk agter die skerms, om die lewe vir Christene al hoe moeiliker te maak. Ons het hierdie week het ek weer 'n brief gesien, waar hulle besig is, maar nou kan ek vir julle een ding vertel, die week waarin ons beweeg. Ons is gevra om te bid in ons gemeentes vir die 30ste Junie se March on March. Maar ek kan gou vir julle een ding sê, al weet ons wat kom, hoef ons nie in vrees te lewe nie, want God is nog steeds in beheer. Al voel dit vir jou of alles uitmekaar uitval, onthou, God is die God bo alle gode.
Hy is die koning, hoe alle konings. So maak nie saak waardeur jy gaan nie, ek sê vandag vir jou, jy is in goeie hande. Moenie dat vrees en negativiteit jou lewe oorheers nie. Moenie toelaat dat die vyand 'n vatplek kry in jou lewe nie, want dit is so. My laaste teksvers is Psalm 56 vers 2 tot 5. En hierdie is vir my so kosbaar, veral in die tye wat ons sit. Die onsekerheid wat ons het. Sê dit, wees my genadig, o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Maar die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God. Ek vrees nie. Wat kan vlees aan my doen? Die wêreld kan niks aan jou doen nie. Ek wil vir julle vandag pleit, sit jou vertroue op God, sit jou fokus op God, kyk weg van hierdie negatiewe wêreld. Ek gaan vir ons nou afsluit met 'n gebed. En ek weet vir 'n feit daar's baie mense in hierdie gemeente wat gebed nodig het. Baie van dit is by my bekend, nie alles is by my bekend nie. Ek wil asseblief vandag vra, as jy wil, kan jy opstaan. As jy nie wil nie, laat die Here vandag in jou werk. Hier's ons swaar kry, hier seer, hier siekte, hier's bekommernis. Ek kan dit nie genoeg vir julle vertel nie, maar ek wil vandag julle bemoedig dat julle weet. In God se hande is jy veilig. Ek wil ons as medeboeties en sissies begin aanmoedig. Kom ons hou op mekaar vertrap en kom ons stel mekaar op. Kom ons bring mekaar nader aan die Here en ons sê, weet jy, in steede daarvan dat ek jou gaan bespreek, gaan ek jou begin bebid. En ek gaan bid dat die Here se hand oor jou is. Ek gaan bid vir sy goedheid, ek gaan bid vir sy guns, ek gaan bid dat die Here vir jou deure oopmaak. Ontmoet ek bid dat jy voor my uitgaan. Dat jy voor my sukses beerwe, is ek okay met dit. Want jy is 'n boetie in Christus. Ek wil julle asseblief aanmoedig, enige persoon wat hier sit vandag. Ek weet baie mense het nie altyd die vrymoedigheid om op te staan of uit te staan om vorentoe te kom. Jou probleem is bekend by God. Ek wil julle aanmoedig, kom praat met my. Laat ons vir julle saam kan bid. Jy hoef nie vir my te sê wat is fout nie. Jy hoef nie jou probleme by my uit te lê nie, by God is dit bekend, maar laat ons mekaar se hande vat en vir mekaar begin bid asseblief. As jy gebed nodig het, julle moenie hierdie geleenthede laat verbygaan nie. Ons sit in die huis van God saam met boeties en sissies. As jy 'n bekommernis het, moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Laat ons vir mekaar bid. As jy voel, jy wil die voorkom staan, jy is meer as welkom. Ou nie sal die kamera wegdraai. As iemand gebed nodig het en jy wil hê iemand moet net 'n hand op jou skouer sit, jy's meer as welkom. Maar gebruik hierdie geleentheid dat ons vir mekaar kan bid. Dis wat die Here van ons verwag is, boeties en sissies. Andersins kan jy jou hand opsteek en iemand kan sy hand op jou skouer sit daar waar jy sit. Maar die bekommernisse wat ons het oor kanker, die bekommernisse wat ons het oor siekte, die bekommernisse het oor uitkomste wat ons nie weet wat gaan gebeur nie. Weet vandag dit is bekend by God. Lê dit by God se voete neer en moet dit nie weer gaan haal nie. Los dit by God se voete, want jy's in goeie hande. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, ek wil vir U dankie sê vir die God wat U is. Ek wil so vir U vandag dankie sê dat U ons God is. Here, ek wil vir U dankie sê dat ons die geleentheid het om hier by mekaar te kom. Here, dankie vir elke persoon wat hier is vandag, elke persoon wat vandag sy hart oopmaak, wat sy bekommernis en sy probleme by U voete gaan neerlê. Here, ek vra asseblief dat ons as boeties en sissies ons taak sal begin regkwyt en opstaan vir mekaar. Vir mekaar sal begin bid, mekaar se arms omhoog sal begin hou. Here, my gebed is elke persoon wat sit met 'n bekommernis, met 'n krisis hier, liewe Here, dat U vir hulle 'n goddelike vrede, vreugde en rustigheid sal gee. Here, want U is die God van vrede. U is die God van rustigheid en ek sê vir U baie dankie vir dit. Here, dankie vir elke persoon wat die vrymoedigheid het om uit te tree. Want hulle weer is nodig dat ons soms voor U kom. Here, en dat ons sal uitstaan want ons skaam onsself nie vir U nie. Here, dankie vir elke persoon wat 'n seer hierso het, 'n onsekerheid het, wat vandag weet, hulle moet dit net voor U voete neerlê. En dis bekend by U. U sal dit hoor, maar Here, mag ons in die tyd tussendeur hierdie mense se arms omhoog hou, hulle bemoedig, hulle dra in gebed. Here, want elke kind vir U is kosbaar.
Mag ons ophou neerkyk op mekaar en mekaar as gelykes begin sien as boeties en sissies van Christus. Here, dankie vir elke persoon wat bereid is vandag om uit te tree en deur hierdie doopbad te gaan met 'n uiterlike bewys van 'n innerlike verandering. Dis vir ons so kosbaar. Here, maar dankie dat ons weet U is in beheer. Here, ek wil asseblief bid vir veiligheid vir die 30ste Junie vir elke persoon wat dalk moet werk toe gaan, elke persoon wat dalk op die pad gaan wees. Here, ek wil bid dat U hand oor ons mense sal hou, dat ons sal weet U is in beheer. Dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee, dat as ons sekere dinge eerder moet vermy, dat ons dit sal doen. Here, maar ek kan nie genoeg vir U vandag dankie sê, dat ons weet U is in beheer, al voel dit nie altyd so nie. Louter vandag ons geloof. Versterk vandag ons geloof, dat ons 'n getuienis kan wees vir die wêreld daar buite. Dis my gebed in Jesus naam. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met ieder en elk van julle. Amen en amen.